En liewe vriende, ons tema is geboelie en verniel. Eksodus 19 vers 4. Ek het julle soos op arendsvlerke veilig gedra en julle na my toe gebring. Die woord boelie is 'n sterk gelaaide woord. Miskien was jy al geboelie, of ken jy iemand wat dit beleef het? Miskien is jy al herhaaldelik geboelie, geïntimideer, verneder, afgebreek, gedreig of seergemaak. Dit kan fisies, verbaal, emosioneel of aanlyn gebeur. Dit gebeur in gesinne, onder vriende, by die skool en by die werkplek. Nie net kinders nie, maar ook groot mense word op 'n subtiele manier geboelie een of ander tyd. Word jy geboelie? Kyk na die Bybelse verhaal van Josef en sy broers. Hulle boelie hom. Maar die wiel draai en hy word onderkoning van Egipte. Later buig hulle voor hom, toe hulle mekaar later jare weer ontmoet. Maak jou merk in die lewe. Vertrou die Here. Hy sal sorg. Jou boelie dink hy is die kat se stert se snorbaard. Ek gebruik 2 beelde uit die natuur om dit te verduidelik. Die kraai is die enigste voël wat dit waag om 'n arend aan te val. Hy gaan vlieg en sit op die rug van die arend en byt sy nek. Die arend bly kalm. Hy beveg glad nie die kraai nie. Hy mors nie sy krag nie, want hy kan dit beter aanwend. Die arend span sy vlerke, weier en styg al hoër op in die lug. Hoe hoër hy vlieg, hoe moeiliker word dit vir die kraai om asem te haal, totdat die kraai outomaties afval van die arend weens die gebrek aan suurstof. Moet nooit jou energie vermors op die kraaie in jou lewe nie. Neem hulle na jou hoogtes en hulle sal van self afval. Word jy verniel? En sit iemand op jou rug en byt jou nek en probeer jou vreugde steel? Jy ken jou eie situasie. Dinge wat jy moet verwerk uit die verlede. Dinge vandag. Neem weer opnuut in die naam van Jesus Christus beheer van jou lewe en vlieg hoër en hoër. Jy kan dit doen, want jy het vandag 'n troostvolle ontsnaproete. Net soos die Israeliete in die woestyn. Onthou Jesus se woorde is ook vir jou.
Ek het julle soos op arensvlerke veilig gedra en na my toe gebring. Amen. Laat ons saam bid. Here, U weet hoe broos ons is. U weet wat in ons harte lewe. U ken ons lewensgeskiedenis. Here, help ons om soos die arend in ons eie omstandighede, aan die eie krisis waarin ons nou beland het. Help ons om hoër en hoër te vlieg. Of voel ons dinge het ons aan die nek beet. 'n byt in die nek. 'n swaar. 'n seer. Dinge waarin ons niks kan doen nie, omdat ons magteloos is. Maar dankie dat ons soos op arensvlerke opstyg en vergewe en vergeet. En die hemelse suurstof wat die Here deur sy krag vir ons gee, te gebruik om elke situasie te hanteer na die eis van elke dag. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Mag die Here jou baie ryklik seën. Amen.